deur God se hand gemaak. Die hoë berge, die see, die waterstroom, in elke blaar, op elke bos en boom. Die Bybel vat dit saam, waar alles begin, hoe alles ontstaan het. Wyse woorde, 'n ou verhaal, die mooiste storie elke maand. Kom luister mooi, ons wil julle nooi na die Bybelstorie. Die Bybelstorie. Eenmaal was daar 'n man genaamd Jakob. Hy het in die land Kanaan gewoon, hy en sy 12 seuns. Die oudste seun se naam was Ruben, dan Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Gad, Aser, Dan en Naphtali. En die jongstes, Benjamin en Josef. Hulle was Jakob en sy tweede vrou Rachel se kinders. Omdat hulle die jongstes was, het hulle tuis gebly terwyl hulle broers in die lande gewerk het. Jakob was lief vir al sy seuns, maar hy was die liefste vir Josef. Vader, wanneer kan ek saam met my broer skape oppas? Ek het gedroom dit kan nou enige dag gebeur. Josef, my seun, jy en jou drome. Ek het besluit jy kan môre gaan en om die groot geleentheid te vier het ek boonop 'n verrassing vir jou. Nou dat hy groot genoeg is, sal Josef saam met sy ouer broers veld toe gaan. Mooi, dis goed. En dit sal jou warm hou. O, Vader, dis regtig pragtig. Hy kyk net hoe mooi is die moue en kyk hoe kleurvol is dit. Vader moes eintlik vir jou so 'n jas gegee het, Ruben. Jy is die oudste. Aan my drome. Josef se broers was jaloers op die geskenk wat hy gekry het. Dit het hulle weer laat besef dat hulle vader, Josef, die liefste van al sy seuns gehad het. Maar die pragtige jas was nie die enigste ding wat hulle kwaad gemaak het vir Josef nie. Juda, Aser, Simeon. Nou die aand het ek 'n wonderlike droom gehad. Ons was almal in 'n veld besig om hooigerwe op te bind. En my gerwe het regop gestaan en julle gerwe gaan staan daar rondom en buig voor myne. Neergebuig voor jou. Vader mag jou miskien aanbid, maar ek sê jou nie ons nie. Hey, dit was maar net 'n droom, Simeon. Ek gaan nou, gaan slaap. Weet julle, ek het gisterand gedroom ek was 'n ster in die hemel, 'n helder ster, en daar was 11 ander sterre. Die son en die maan was ook daar. En julle sal dit nie glo nie, maar hulle het almal voor my gebuig. Elf sterre? Jy bedoel eintlik 11 broers. En ons is veronderstel om voor jou neer te buig. Wie dink jy nog al is jy? 'n Koning? As ons die sterre is, wie is die maan en die son? Seker ek en sy ma. Josef, ek kan nie glo jy dink jou familie moet jou werklik aanbid nie. Vader, dit was maar net 'n droom. Gaan Ek slaap het nie nou. gesê ek... Jy en jou broers vertrek baie vroeg môreoggend. As jy verslaap, sal hulle nie vir jou wag nie. Dis verseker. En ek wil niks verder van jou drome hoor nie. Goed so, Josef? Die volgende dag het Josef se broers hom by die huis gelos. Hallo!
Ek glo dit nie, lyk my die dromer het ons gekry. Toe my broers maak gereed om voor hom te buig. Kyk net hoe pronk hy is 'n pou in sy nuwe jas. Ek wens partykeer ons kan ontslaa raak van hom. Jy's nie ernstig nie. Ek is doodernstig. As hy nog een keer van een van sy drome vertel, Moenie vergeet nie, Simeon, hy's ons broer, ons kan hom tog nie seermaak nie. Maar jy het my nou net 'n idee gegee. Waarvoor het julle nie vir my gewag nie? Wil julle my dan nie hier hê nie? Josef het sy broers begin vertel hoe slim hy was om hulle te kry. Maar hulle het nie geluister nie. Hulle het ander planne gehad. Hey, wat maak julle? Hey, wag, pas op my jas. Ruben, jy dan nee. Hy kan onderbly tot ons weet wat ons volgende gaan doen. Ruben het beplan om Josef vry te laat as die ander weg was en hom terug te jag huis toe. Ag, nee. Kom. Ruben en Naftali het die kudde bymekaar gekry terwyl die ander hulle kos geëet het. Terwyl hulle geëet het, het 'n groep handelaars daar verbygekom. Sal dit nie snaaks wees as ons Josef aan daai handelaars verkoop nie? Ja, hoekom nie? Ons sal uiteindelik ontslae wees van die klein pes en die geld vat wat hulle vir hom betaal het. Almal het ingestem tot die bose plan. En Josef is vir 20 stukke silwer verkoop. Maar my broers, hoekom doen julle dit? Dierbare Here, wat ook al met my gebeur, ek sal altyd in U bly glo. Julle het wat aan Josef gedoen? Kalmeer tog, Ruben. Ek sal kalmeer as jy vir my vertel wat ons vir vader gaan sê. Ons het dit al klaar uitgewerk. Ons het Josef se kleed geskeur. Ons sal wel een of ander storie uitdink. Ons het hom oral gesoek. Maar al wat ons kon kry was sy jas. O, Josef. Wat kon tog met jou gebeur het? O, my seun. Die broers het gejok en Jakob het hulle geglo. Josef is weggevoer Egipte toe en aangekla van 'n misdaad. Hy het niks verkeerd gedoen nie, maar hy is nogtans in Farao se tronk opgesluit. Selfs in die tronk het Josef God vertrou. Here, ek het niks verkeerd gedoen nie, maar daar moet 'n goeie rede wees hoekom ek nou hier is. In my hart weet ek dit moet 'n deel wees van U plan. Josef was reg. En deel van God se plan was om hom te seën met 'n spesiale gawe, die gawe om ander mense se drome te verstaan.
O, wat 'n aaklige nag. As ek maar net geweet het wat my droom beteken. Ha, my droom was 4 keer meer raaiselagtig as joune. Ek kan julle drome uitlê. Jy my drome verstaan? Bog, twak. Nee, ek nie, maar God verstaan almal se drome. Luister, ek glo jou. Vertel my van my droom. Ek was 'n skinker vir Farao totdat ek hom kwaad gemaak het. In my droom sien ek toe 'n wingerdstok. Daar was 3 druiwetrosse aan die wingerdstok. Ek het hulle in Farao se glas uitgedruk en die glas in sy hand gesit. Die 3 druiwetrosse beteken dat Farao jou oor 3 dae weer uit die tronk sal vrylaat en jy sal weer sy skinker wees. Dis wonderlike nuus, Josef. O nee, jy moet vir God dankie sê. En wanneer jy weer vry is, moet jy asseblief vir Farao van my vertel. Sê vir hom, ek verdien nie om in hierdie aaklige plek te wees nie. Ek beloof dit. Ek het nou genoeg gehoor oor jou. Ek is volgende. In my droom het ek 3 mandjies op my kop gedra. In die boonste mandjie was daar brood en ander gebak vir Farao. Skielik het daar 3 voëls gekom en alles uit die mandjie uitgeëet. Wat dink jy beteken dit? Dit beteken, oor 3 dae sal jy ook die tronk verlaat. Ek het dit geweet. Ek is te belangrik vir hulle om my langer hier te hou. Wag, dis nie al nie. Alles wat jy besit sal van jou weggeneem word. En jy sal Farao se heel swaarste straf ontvang. Ek is jammer. Alles wat Josef gesê het waar geword. Maar die skinker het vergeet om Farao van Josef te vertel. Josef het vir 2 lang jare in die tronk gebly. En toe, eendag, Wat 'n vreemde droom. Farao het die slimste manne in sy koninkryk bymekaar geroep. Miskien kon een van hulle sy droom uitlê. Maar nie een van hulle het 'n antwoord gehad nie. Toe het die skinker sy belofte aan Josef onthou. O Farao, daar is 'n baie wyse man in die tronk wat miskien u droom vir u kan uitlei. Josef, ek het gedroom dat ek op die oewer van die Nyl staan. En toe kom daar 7 vet koeie uit die water. Toe kom daar 7 maarkoeie uit die water. En skielik het die 7 maarkoeie die vetkoeie opgeëet. Wat kan dit tog beteken? My God probeer u vertel wat hy beplan om te doen. Die 7 vetkoeie beteken daar sal 7 goeie jare wees met goeie oeste en kos in oorvloed. Maar die 7 maarkoeie beteken dat daarna vir die volgende 7 jaar al die oeste sal misluk en die onderdane sal geen voedsel hê om te eet nie. Dis 'n ramp, dis aaklig, dis gruwelik, afgryslik. O nee, Farao, God het vir u die boodskap gestuur sodat u daarop kan voorberei. Bou graanskure sodat u die kos wat in die 7 goeie jare geoes word daarin kan opgaar. Al u mense sal genoeg hê om te eet. Dit is waar. Josef, die gees van God is werklik waar in jou. Hier staan die slimste man in my koninkryk. Ons moet eenvoudig graanskure bou en genoeg kos opgaar. En daar is net een man wat ek genoeg vertrou om so belangrike werk vir my te doen. Hierdie man, Josef. Josef het dadelik aan die werk gespring. Binnekort was die skure propvol graan en oorvol beeste.
Maar waarop Josef die trotste was dat mense hom liefgehad het. God het Josef gehelp om al die wonderlike dinge te doen. En Josef het nooit vergeet om vir hom dankie te sê nie. 7 jaar later het die verskriklike droogte wat Josef voorspel het, aangebreek. Nêrens het daar enige oeste gegroei nie. Nie eers in Josef se ou land, Kanaan nie. Ons het niks meer kos nie, Vader. Daar is 'n wyse leier in Egipte wat al vir 7 jaar lank voedsel opgaar. Hy verkoop dit aan enige een wat dit nodig het. Dan sal ons Egipte toe gaan en graan by hom gaan koop. Nie Benjamin nie. Hy moet hier by my bly, waar hy veilig is. Josef het sy broers herken. Wees geseënd, groot leier. Maar hulle het hom nie herken nie. Hy besluit toe om te maak of hy 'n vreemdeling is. Waarvandaan kom julle? Van Kanaan af, groot leier. Ons het hierheen gekom om voedsel te kry vir ons familie. Julle is spioene. Nee, ons is broers. Uit 'n familie van 12. U moet my glo. Leienaar, ek tel dan net 10 van julle. Een broer het gesterf en Benjamin, die jongste, het by die huis gebly. Goed. Ek sal my graan aan julle verkoop, maar om te bewys dat julle wel onskuldig en eerlik is, moet julle julle jongste broer saambring as julle volgende keer hierheen kom. En ek gaan een van julle hier hou tot die ander terugkeer. Wat? Dit kan nie waar wees nie. Maar dit is onmoontlik. Is dit 'n belofte? Dit is 'n belofte. God is besig om ons te straf omdat ons Josef daai dag as 'n slaaf verkoop het. Hy het ons gesmeek en ons het hom verraai. Nou ja, ek kan nie meer tyd aan julle afstaan nie. Toe, neem julle graan en gaan nou. En moenie vergeet van julle belofte nie. Vader, ons het geen keuse gehad nie. O nee, Simeon, my seun is 'n gevangene in Egipte, is dit wat julle sê? Maar kyk hier, Vader, ons het die graan gekry. Kyk hier. My geld is nog hier in die sak. Ek glo dit nie. Nou sal hulle ons daarvan beskuldig dat ons diewe is en spioene. O nee. Jakob wou nie nog 'n seun aan Egipte verloor nie. Die familie het dus probeer om hul kos te spaar. Maar baie gou was alles op. Ons gaan weer Egipte toe. En ons moet vir Benjamin saamvat. Nooit. Hy sal ook so Simeon aan die tronk beland. Ons het beloof, Vader. As Benjamin nie saam met ons kom nie, sal Simeon daar in die tronk moet bly. En dan sal die Egiptiese leier nie aan ons graan verkoop nie. Benjamin sal ongedeerd terugkom. Dis 'n belofte. As hy nie terugkom nie, sal ek sterf van verdriet, Juda. Gaan dit goed met jou vader? Ja, dankie. Goed. God se seën is met julle. Julle het julle belofte gehou? Ek hou myne ook. Uiteindelik, broers! Kort daarna het die broers vertrek. Maar Josef het sy knegt beveel om in die geheim sy silwerbeker in een van die sakke te sit.
Stop! Waarom beantwoord julle die goeie met die slegte? Een van julle het my silverbeker gesteel. Dief! Vir hierdie misdaad sal jy hier in Egipte bly en as slaaf van my werk. Eina! Wat? Hy kan dit nie doen nie. Asseblief, as Benjamin nie saam met ons huis toe kom nie, sal ons vader sterf van verdriet. Nee, hy bly. Nee, jy kan dit nie doen nie. Nee. Laat my in sy plek bly. Nee, ek sal bly. O, groot leier, ons smeek u. Toe julle my in daai put ingegooi het julle slegte bedoelinge gehad. Maar op die ou end het God tog iets goeds daaruit laat gebeur. Ek het Egipte toe gekom en gehelp om 'n nasie van hongersnood te red. Dis ek, Benjamin, my broer. Josef. Dis waar ek's Josef. Jy moet my tog herken. Kom nader hoor my stem. Jou broer so lank verlore. Ek is so bly om al my broers hier saam te kry. Nou is almal weer hier by mekaar. Dis werklik ek kan skaars my eie oë glo. Kyk nou staan jy daar, nou na soveel jaar. God het beslis dat ek geword het wat ek is. In hierdie plek, dis werklik ek. Vergeet die verlede, wees blymoedig as jy kan, want dis so deur God beplan. Kyk, ek is glad nie kwaad nie, wat julle sleg bedoel het God nou goed gemaak. Die lewe soet gelaat vir my. Dis werklik ek kan skaars my eie oë glo. Kyk nou staan jy daar, nou na soveel jaar. God het beslis dat ek geword het wat ek is. In hierdie plek, dis werklik ek. Dis werklik ek. Dis werklik ek. Gaan haal julle families en ons vader en kom bly by my in Egipte. Josef, ek dank die Vader. Jy lewe, jy's gesond. Josef en sy familie is nooit weer geskei nie. En God het hulle gehelp om die hongersnood te oorleef. En hy het 'n groot nasie gebou uit Josef se familie. En so het Josef geleer dat selfs as slegte dinge gebeur, God die mag het om dit in iets goeds te verander.